Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis waar ons stadiger dink, dieper kyk en ontdek dat liefde in die Bybel baie meer is as net 'n emosie. Vandag praat ons oor iets wat moderne mense ongemaklik maak, die idee dat liefde en gehoorsaamheid eintlik by mekaar hoort. Want ons kultuur het liefde amper heeltemal herdefinieer as 'n gevoel. As dit goed voel, moet dit liefde wees. As dit moeilik voel, moet iets verkeerd wees. As iemand jou uitdaag, voel dit onliefdevol. As iets jou beperk, voel dit onderdrukkend. Maar die Bybel praat oor liefde op 'n baie dieper manier. In 1 Johannes 5 vers 3 staan daar, dit is liefde vir God dat ons sy gebooie gehoorsaam. Dis amper vreemd vir moderne ore, want ons is gewoond daaraan om liefde en gehoorsaamheid as opponente te sien. Ons dink gehoorsaamheid steel vryheid. Ons dink liefde beteken doen net wat jou gelukkig maak. Maar Jesus sien dit anders. Vir Jesus is gehoorsaamheid nie die teenoorgestelde van liefde nie, dis die vrug daarvan. Dis wat gebeur wanneer jy iemand genoeg vertrou om hulle te volg. Dink so daaraan, wanneer iemand jou waarsku teen iets wat jou gaan vernietig, noem ons dit liefde. Wanneer 'n ouer sê, moenie in die pad hardloop nie, is dit nie beheer nie, dis beskerming. En tog, wanneer God sekere dinge aanspreek, reageer mense baie keer asof hy probeer om hulle lewe kleiner te maak. Maar wat as God se gebooie eintlik nie mure is nie? Wat as dit reëlings is? Wat as hy nie probeer om vreugde te steel nie, maar om jou te beskerm teen dinge wat jou stadig gaan vernietig? Dis waar moderne mense baie keer sukkel. Ons wil liefde hê sonder oorgawe. Ons wil nabyheid hê sonder vertroue. Ons wil die troos van Jesus hê sonder die transformasie van Jesus. Maar enige diep verhouding vereis vertroue. Jy kan nie sê ek vertrou jou en terselfdertyd konstant jou eie pad kies nie. Dis hoekom Jesus in Johannes 14 sê, as julle my liefhet, sal julle my gebooie gehoorsaam. Nie as julle bang is vir my nie, nie as julle probeer om hemel toe te gaan nie, as julle my liefhet. Want ware gehoorsaamheid groei nie primêr uit skuld nie, dit groei uit liefde. En eerlikwaar, baie mense se verhouding met God raak swaar omdat hulle nog dink God probeer hulle beheer eerder as om hulle te lei. Hulle sien God as iemand wat dinge van hulle wegvat, plesier en vryheid, identiteit en onafhanklikheid. Maar deur die eeue ontdek disippels dieselfde waarheid. Jesus vat nie lewe weg nie, hy lei mense na 'n voller lewe. Dis net dat die pad na lewe baie keer anders lyk as wat ons verwag. Die wêreld sê volg jou hart, Jesus sê gee my jou hart. Die wêreld sê doen wat jou gelukkig maak, Jesus sê volg my na wat jou heel maak. En daar's 'n groot verskil tussen daardie twee dinge, want baie dinge maak mense vir 'n oomblik gelukkig, maar laat hulle later leeg. Jesus kyk altyd verder as net onmiddellike bevryding. Hy werk met wie jy besig is om te word. Dis waarom gehoorsaamheid uiteindelik nie net oor reëls gaan nie. Dis oor vertroue in God se karakter. Elke keer wat jy gehoorsaam kies, selfs wanneer dit moeilik is, sê jy, God, ek glo u hart is goed. Ek glo u sien verder as ek. Ek glo u lei my na lewe. En ironies genoeg ontdek mense dikwels eers die diepte van God se vrede nadat hulle hom begin vertrou het in die moeilike areas. Want liefde verander gehoorsaamheid van 'n las na 'n reaksie. Nie perfek nie, maar gewillig. Nie foutloos nie, maar oop. En dalk is dit die vraag vandag. Is jou verhouding met God hoofsaaklik gebou op skuld of op liefde? Want skuld kan mense vir 'n rukkie motiveer, maar net liefde transformeer regtige hart. En daarom glo ons hier by die nommer 1 netwerk vir jou lewe, dat Jesus nie net mense red van sonde nie. Hy herstel mense terug in 'n verhouding waar gehoorsaamheid nie meer net plig word nie, maar stadig die natuurlike reaksie van 'n hart wat ontdek het hoe goed en betroubaar God werklik is. Tot môre, mooi loop.